STEAM. STEAM is 'n wyse van onderrig wat die volgende leerareas integreer. S, science of wetenskap, T, technology of tegnologie, E, engineering of ingenieurswese, A, art of kuns, en M is math of wiskunde. Alhoewel elkeen van hierdie verskeie leerareas afsonderlik en uniek is, en elkeen sy eie voordele en eienskappe dra, word dit as 'n eenheid geonderrig deur middel van 'n geïntegreerde kurrikulum benadering. STEAM-onderrig is baie belangrik in die vroeë jare en in jong leerders. Dit is belangrik dat STEAM-onderrig reeds in die grondslagfase jare sal plaasvind. Nie net vir die talle voordele wat dit kan inhou nie, maar sowel as die holistiese ontwikkeling van jong leerders. STEAM maak gebruik van probleemgebaseerde aktiwiteite en kan onderrig op so 'n wyse plaasvind om lewensprobleme direk uit die jong leerders se alledaagse lewe te neem. Die jong leerders deur middel van STEAM-onderrig leer hoe om verskeie probleemoplossingsvaardighede en tegnieke te gebruik, tegnologiese geletterdheid, sowel as ingenieursprosesse, kreatiewe denke en verskeie wiskundige vaardighede en prosesse. Dit is baie belangrik dat deur middel van STEAM-lesse daar vir leerders verrykende leerervarings geskep word. Die jong leerders moet die geleentheid kry om te eksperimenteer, te ontdek en te verken op verskeie wyses wat op 'n kreatiewe manier vir hulle oorgedra word. Leerders is aktief betrokke by die leerproses en kry die geleentheid om dieper kennis en addisionele vaardighede aan te leer van elk van die leerareas van STEAM. Ons kyk dus, hoe kan ons wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, kuns en wiskunde implementeer in 'n graad 1 les of deur graad 1 lesse met die tema van water. Tydens 'n wetenskaples kan die leerders bekendgestel word aan die verskillende vorme of fases van water, naamlik 'n vloeistof, 'n vaste stof en 'n gas. Praktiese voorbeelde word ook vir die leerders gegee. Die leerders kan sien hoe vloeistof van een bekertjie of een houertjie vloei na die ander. Leerders gee voorsien vir die leerders ys en 'n ketel om die vorm van gas van water voor te stel. Maak leerders bekend aan die prosesse rondom hoe verander 'n vloeistof in 'n vaste stof. So byvoorbeeld wanneer ons die vloeistof in 'n bakkie in die vrieskas sit, dan sal dit vries en hard word en ys word en dit is dan 'n vaste stof. As ook die proses van hoe 'n vaste stof in 'n vloeistof verander. So wanneer daar hitte toegepas word, verander die vaste stof weer terug in 'n vloeistof en hierdie proses word die smeltproses genoem. Dan ook kan ons water kook in die ketel of selfs in 'n pot en die leerders kan sien hoe 'n vloeistof of selfs 'n vaste stof in 'n gas verander. Wanneer ons hitte bekend maak, dan kook die water. Wanneer die water kookpunt bereik, sal daar borreltjies vorm. En wanneer hierdie borreltjies bars, dan kom daar stoom uit die borreltjies uit. En hierdie is dan bekend as 'n gas. Tydens 'n tegnologieles kan ons vir die leerders
die belangrikheid vertel van skoon water, om skoon en vars water te drink, sowel as die nadele om nie water te drink nie, maar ook die moontlike gevolge daarvan om vuil water te drink. Ons bied dan vir die leerders die geleentheid om 'n waterfilter te maak en die leerders kan dan sien hoe vuil water in skoon water verander. Die waterfilter word gebou deur 'n plastiekbottel te vat. Die plastiekbottel word oopgesny of in twee gesny en die langer gedeelte met die puntjie van die bottel word onderste bo in 'n skone houertjie glas geplaas en dan begin ons om die verskillende lae van die filter te pak. Dit bestaan uit watta. Ons kan redelik baie watta op die eerste laag plaas. Dan word dit gevolg deur 'n fyn laagie sand, 'n fyn laagie klippies of grys en 'n groter laagie of 'n laagie met groter klippe. Die leerders gaan dan vuil water vat en dit deur die filter gooi en sien hoe drup daar skoon water aan die onderkant van die filter uit. Dit is ook belangrik dat die leerders, nadat hulle hierdie waterfilter gebou het en die eksperiment voltooi het, gesels en kommunikeer oor wat hulle gesien het. Soos byvoorbeeld dat die groter klippe en die grys die groter gedeeltes van die veiligheid uit die water verwyder het en dat die fyner sand of die grys het die fyner en die fyner vuilheid uit die water verwyder en dan moet die leerders ook kan kommunikeer dat hulle kan sien dat nou is die water vuil waar dit van tevore skoon was. Met ander woorde, die water die laaste vuil uit die water verwyder en dit het dus gemaak dat daar skoon water deur die filter kan loop en daar kan lekker rolspeel plaasvind. Die leerders kan hulle self insien in 'n situasie waar hulle dalk gestrand is sonder skoon water en dis dan weet hoe om water te filtreer om veilig te wees en skoon water te kry en die belangrikheid daarvan om dan skoon water te drink. Volgende is dan die ingenieurswese les. Tydens hierdie les kan die leerders waterwiel ontwerp en bou. Die leerders word begelei om hierdie waterwiel stap vir stap te maak. Die waterwiel kan gemaak word uit verskeie herwinbare produkte, byvoorbeeld stokkies, lepels, proppies, plastiekbottels. Die leerders, ons verduidelik vir die leerders en stap vir stap saam met die leerders. Wat ons een proppie, ons maak 'n gaatjie in die middel en aan die kante van die proppie maak ons ook 4 of 5 gaatjies. Daar word dan of lepeltjies deur die gaatjies gedruk of alternatief kan daar 'n stokkie geplak word met proppies aan die kante van die stokkies. En daarna gaan ons 'n stokkie deur die middelgaatjie van die proppie druk. En hierdie stokkie gaan ons dan deur 'n bottel druk, 'n plastiekbottel, wat ons gesny het en ook dan 2 gaatjies ingedruk het. Die leerders kan dan hierdie waterwiel, hulle kan of 'n botteltjie gebruik of 'n glasie gebruik en water op die lepeltjies gooi, of hulle kan dit selfs onder die wasbak doen en die leerders kan dan sien hoe die waterwiel beweeg en in die ronde draai. Vir ingenieurswese is dit belangrik dat die leerders van hul eie probleemoplossingsvaardighede gebruik maak. Dit is belangrik dat die leerders goed beplan en wanneer hulle die waterwiel bou, is dit belangrik om dit stap vir stap te doen. En nadat die waterwiel gebou is dit ook belangrik dat die leerders hulle
hulle eksperiment of hulle ontwerp sal evalueer en ook dan die resultate daarvan sal kommunikeer. Vir 'n kunsles tydens die STEAM-proses vir die tema water, sal ons vir die leerders 'n geleentheid gee om hul eie kunswerk te maak of te skep met deur waterverf te gebruik. Die leerders kan kreatief wees en die leerders kan verskeie tegnieke van waterverf ook leer en 'n bietjie daarmee eksperimenteer en oefen. Ons kan byvoorbeeld vir die leerders grouwe sout gee en vir die leerders sê, vra wat gebeur wanneer ons grouwe sout oor ons waterverf gooi? Die leerders, of selfs, ons kan ook fyn sand gebruik, sout gebruik. Die leerders sal sien dat die grouwe sout en selfs die fyn sout absorbeer, die korreltjies van die sout absorbeer die water. Hierdie veroorsaak dat die verf en die water maak 'n sterretjie-agtige vorm of patroon op hulle verf. Dit gee vir hulle skilder of hulle kunswerk 'n lewendige tekstuur amper. En dit maak ook dat dit lyk asof die kunswerk blink. So dit kan baie goed werk vir byvoorbeeld 'n agtergrond as die leerders byvoorbeeld dit wil gebruik om die see te verf of selfs die naglig te verf. So dit is 'n baie oulike tegniek wat hulle kan gebruik tydens waterverf. 'n Ander tegniek wat die leerders ook kan gebruik, ons voorsien vir die leerders vetkruite en die leerders teken eers met die vetkruit op die papier en dan word daar bo-oor die vetkruit skets geverf. Dan sal die leerders meld dat die waterverf nie oor die vetkruit verf nie. So al die gedeeltes van die papier wat oop is, waar daar nie waterverf is nie, sal dan geverf word. So die leerders kan lekker eksperimenteer, hulle kan lekker kreatief wees en verskeie tegnieke en kreatiewe denke gebruik om 'n pragtige waterverf kunswerk te maak. Dan met 'n wiskundeles. Ons kan vir die leerders, ons kan lekker meet en maat aktiwiteite doen. Voorsien vir die leerders verskeie botteltjies met verskeie massas, byvoorbeeld botteltjie met 500 ml, 750 ml, 1 liter botteltjies, sowel as 'n klompie maatbekers, maatkoppies en meetlepels. Die leerders kan dan hierdie gebruik om te sien hoe massas uit die verskillende koppies verskil. Die leerders kan vergelyk en die leerders kan selfs die koppies en so by mekaar tel om te sê byvoorbeeld, as ek 2 rooi koppies gebruik, dan maak ek 1 groen koppie vol. Of ek kan 1 blou koppie se water verdeel tussen 3 rooi koppies water. Die leerders kan ook die water uit die botteltjies uitgooi en sien, daar kom 2 koppies, rooi koppies water uit hierdie botteltjie uit, ensovoorts. Dit is uiters belangrik dat onderwysers hul beste sal doen om STEAM te integreer in hul onderrigproses. Nie net is daar verskriklik baie voordele vir die STEAM-proses nie, vir die leerders deur die STEAM-proses nie, maar ontwikkel het verskriklik baie eienskappe in die leerders. Dit bevoordeel die leerders se emosionele welstand, en dit wek 'n liefde vir leer in die leerders en die leerders se holistiese ontwikkeling en vorm 'n akademiese en 'n professionele identiteit van kleins af in jong leerders.